Hi julle, goeiedag weer eens ou Theo hierso. Ek groet julle in die wondernaam van Jesus, vriend en vriendin. Ek wil net vandag vir jou sê baie dankie vir al die terugvoer wat ek so kry van julle. Dit spoor my aan om nog dieper te grawe in die boek wat ons noem die Bybel, die woord van God. Want jy sien, daaruit leer ons al die waarhede. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê dat die hele skrif is deur God ingegee sodat ons daaruit kan leer. Nou vriend en vriendin, kan ek vir jou vandag vra hierso? Die Vrydagmiddag, ek weet jy gaan jy miskien luister hierdie op 'n Saterdagmôre, maar hierso op die naweek. Waarmee hou jy jou besig? Waarmee hou jy jou besig? Terwyl jy dink aan daai vraag wat ek jou vra, wil ek eers vir jou die Bybel oopmaak en dan gaan ek vir jou lees so 2 verse, Spreuke 12 vers 21 en 25. Weet jy, want so baie van ons hou ons besig waarmee? Met bekommernisse. En tog sê die woord van God, almal wat vermoeid en belas is, moet na Jesus toe kom. Ons moet ons bekommernisse op die Here werp. Hoekom? Want God sal ons behoed, bewaar, beskerm en deurdra. Nou sê die woord hier in Spreuke 12, 21 en 25, geen. Ek wil hê jy moet let op die klein woordjies in die Bybel. Geen enkele onheil tref die regverdiges nie, maar die goddelose is vol ongeluk. Jy sê, wag. Ek het al baie moeilikheid in my lewe gehad. Ja, maar deur hulle almal het die Here jou gedra. Want glo in God, want dag vir dag draai jou deur. Dan sê vers 25, bekommernis in die hart van die mens druk dit neer, maar 'n vriendelike woord vrolik dit op. Verstaan jy, men? Bekommernisse gaan op ons pad kom. Onheil gaan op ons pad kom. Maar ons hoef ons nie te bekommer oor dit nie. Ons kan dit net, soos 'n persoon wat besig is om in 'n aflos te hardloop, kan ons die stokkie neem en dit aangee na die volgende een om verder te hardloop. Maar ons het een persoon aan wie ons dit gee, aan Jesus Christus. Vriende, laat ek vir jou vandag vertel, in hierdie wêreld waarin ons lewe, hierdie wêreld is 'n warboel. Is vol siekte, vol probleme, vol werkloosheid. Dit is alles aan die orde van die dag. Misdaad neem oor. Moenie eens praat van die regerings nie. Die verdeeldheid, die radeloosheid van die mense, van die banke, die top wêreldfabrieke, alles loop bankrot vandag. Wat nog van die klein besighede soos wat baie van ons het. Baie mense is besig, hulle verloor hulle huise, nie net hulle werke nie, want dis alles 'n snowball effect. Op die oomblik het geld werklik geen waarde nie. My vrou sê, dit wat sy gekoop het voor die lockdown in Maart vir R2000, betaal sy nou oor die R3000 voor. Jy weet, dit maak alles mense moedeloos en hopeloos. En die mense sit met geen hoop nie, maar wil ek vandag vir jou sê, die Here Jesus Christus kan jou hopelose toestand omdraai in 'n hoopvolle toekoms. Maak nie saak, al is jy soos alle ander mense, maar baie bekommerd en die toekoms lyk vir jou bleek en onseker. Hou vas aan die Here. Hy is 'n God van verlossing, volgens Psalm 68:21. Die dinge waarvan ek praat is alles tekens, vriende. Ek sê nie dit is die eindtyd nie, maar dit is die aanloop daarna toe. Ons is op die aanloopbaan na die eindtyd toe. En Jesus het ons gewaarsku. Hy sê dat daar is 'n groot verdrukking wat gaan kom, en ek wil vir jou vandag sê, dit is naby. Dit is seker. Net so ook is Jesus se wederkoms en die wegraping. Kan ek jou vandag die vraag vra, is jy gereed as die Here vandag kom op die wolke? Want onthou, hy kom net om die te kom haal, van jong verwag, né? Is jy gered? Is jou naam geskryf in die boek van die lewe? Is jy met God die Vader versoen? Het jy vir Jesus aangeneem? Is jy saligmaker en verlosser? Is jy gereed as sy kom? Want onthou, 2 sal op die bed lê en een sal weggeneem word, 2 sal op die land neem, een sal weggeneem word. Ek wil vir jou sê, maak seker jy is gered. Maak seker jou naam is geskryf in die boek van die lewe. Maak seker jy is met God die Vader versoen deur Jesus Christus. En onthou, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe, en niemand sal tot die Vader kom behalwe deur hom nie. Die tye wat kom, vriende, gaan baie erger wees as hierdie swaar tye, wat nou vir jou swaar tye lyk, is eintlik maar net 'n ligte verdrukking, as ek die woord verstaan. Jy sien, ons moet onthou, Jesus kom. Hy kom ons haal, né?
Ons sien uit daarna, ons roep uit, Maranatha, Jesus kom weer, maar is jy gereed? Is jy een van hulle? Is jy 'n heilige bloedgewaste kind van God? Ja, vriende, om heilig te lewe is nog nooit 'n opsie gewees nie. Dit is 'n goddelike opdrag. 1 Tessalonisense 4:7 wil ek gou vir jou lees, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom het hy wat dit verwerp nie 'n mensie, maar God, wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. Hoeveel keer het jy al vir die Heilige Gees gesê, wag 'n bietjie, stop. Ek gaan nie nou tot bekering kom nie, maar hy bly kom, klop in jou hart. Vandag is die wel aangename tyd. Van uitstel kom afstel. Satan is besig om mense weg te vat, weg te sleep. En die woord van God sê, ons moet hulle wat weggesleep word na die slagbank toe, moet ons terughou. En dis wat ek vandag probeer om te doen. Ek wil hê jy moet dink oor jou lewe. Het jy al op jou knieë gegaan? Het jy al werklik waar na jouself gekyk en gevra, Here, wys vir my, waar staan ek ten opsigte van U in my lewe? Het jy al die Here aangeneem? Is jy gered? Jy sê ja, maar as jy op 'n pad wat soos die Here wil hê, vriende, ons moet net gered wees, ons moet gereed wees. Moenie tyd mors om na die wêreldse dinge te kyk nie. Moenie tyd mors aan vrees oor die wêreldse toestand nie. Dis wat die duiwel wil hê, hy wil jou besig hou. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Jy kan beheer wat jy hierbo gaan toelaat. Jy kan in geloof lewe of volgens jou emosies. Jy kan na die vlees jou weg laat vat van die Here af, of jy kan deur die gees van God nader aan God kom. Laat ek jou vandag sê, vriend, ons moet sorg dat ons gered is. Ons moet ons vertroue in die Here Jesus sit. Spandeer eerder jou tyd en jou krag en jou gedagtes met God en sy gebod, in aanbidding en toewyding aan hom, is wat jy dit aan bekommernisse spandeer. Werp jou bekommernis op die Here, want hy sorg vir jou. Gryp elke kans aan om heiliger te lewe, deur heiligmaking na te strewe. Geef volkome oor aan die Heilige Gees, laat hy jou lei. God beloof immers, vriende, om ons daagliks vas te hou, deur te trek, en in veiligheid van sy hand te hou. Ek noem hierdie vers seker amper in elke preek, Psalm 68:20. Geloof sy die Here, dag na dag draai ons, God is ons heil. Vriende, jy weet nie eens of jy môre hier is nie. Gister is verby, maar vandag het genoeg aan sy eie kwaad. Vandag gaan die Here jou deurdra, as jy op hom vertrou. As jy vermoeid en belas is, gee jou bekommernisse vir die Here, want God is 'n God van verlossinge. As jy dink jy kan in eie krag met jou eie planne deur die lewe gaan, vergeet dit. Die Satan is magtig, maar God is magtiger. En ons is maar swak in sy oë. Die Here het uitkomste teen die dood, vriende. Daarom moet ons dit aan mense gaan verkondig. Weet jy wat? God het alle mense lief, hy het die sondaar mens lief. Geen groter liefde is daar as die liefde van Christus nie. Hy het sy lewe gegee aan ons, sy lewe aan ons bewys. Hy het vir ons gesterwe toe ons nog sondaars was. Daarom sê Titus 2:11 dat die reddende genade van God het tot alle mense gekom. En as mense, die meeste mense weet van Jesus, die meeste mense glo dat hy vir hulle gesterwe het, maar hoeveel kom op 'n plek waar hulle hom aanroep? Romeine 10:13 sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Weereens 'n klein woordjie, S-A-L, hy sal, dis nie 'n miskien nie, dis 'n definitief. Maar die woord van God sê vir jou en my wat die Here ken. Want hier is van u wat die Here ken. Maar jy rus op die laure, jy kyk televisie in plaas van met mense te praat oor die Here. Die Here het ons 'n opdrag gegee, ons het 'n roeping. Gaan uit na alle tale, volke, nasies, maak disippels van hulle. Weet jy, vriende, Titus, altens Romeine 10:14 sê, hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder dat een preek?
of dan spreek, of gaan vertel. Daarom moet ons, vriend en vriendin, eerder leef in die oorwinnende krag en in die geloof in God. Ons moet mense bemoedig, ons moet nie net saampraat oor die slegte dinge wat aangaan in die wêreld nie. Ons moet mense bemoedig met die liefde van die Here, en ons moet hulle vertel van hulle verlorenheid, want dit is die waarheid ons hulle moet. Baie mense verstaan nie, dat hulle is verloren, hulle dink hulle gaan hemel toe, en deur onkunde gaan hulle die hemel mis. Maar ons moet ook ons broers en susters nie oordeel of veroordeel nie, maar vermaan in liefde hulle wat afvallig is van die Here. Hulle moet tot inkeer kom, terugdraai na die Here, want die hoop en die redding uit ons benarde situasie is net in Jesus Christus te vind. God die Vader het gesê, ek gee aan julle die ewige lewe, maar die lewe is my seun, wie die seun het die lewe, wie die seun nie het nie die lewe nie. Vriende, dat die wêreld in 'n fase is waar die seun van God gaan terugkeer om sy bruid, die kerk te kom haal, kan gesien word in die toestand waarin ons lewe. Want ons lewe in tye waar ons kan volgens die Bybel sien, die afval het reeds begin. Daarom wil ek vir jou sê, pas op dat niemand jou mislei nie. As jou kerk sekere boodskappe preek, meet dit aan die woord van God, moenie mislei word nie. Jesus het gesê, Matteus 24, daar gaan mense kom onder sy naam. Hulle gaan sê, ek is die Christus, hulle sal baie verlei. Vriende, ek kan nie in detail gaan nie, maar as jy vandag gaan kyk, kan jy sien, daar is baie wat al reeds gekom het en sê, hulle is Christus. Daar is Apollo Qubeloy, daar is Ellen John Miller, daar is David Schuyler, daar is Sergey Torop, daar is Wayne Bent. Ag, daar is so baie van hulle, kan hulle kerke se name noem, ek het so 'n bietjie navorsing gedoen. Die vervalsing is in die wêreld, Satan is aan die werk, selfs in Suid-Afrika het daar satanistiese kerke oopgemaak. Maar wat doen ons as Christene? Ons moet terugkeer na die Here, ons moet onsself verootmoedig voor God. Ons het 'n opdrag om die waarheid te gaan verkondig, sodat mense verlos kan word. Vriende, soos Paulus sê in 1 Korintiërs 2 vers 2, ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet as Christus en hom as die gekruisigde nie. Dit is die boodskap wat ons moet gaan uitdra, dat Jesus het gesterwe, hy het opgestaan uit die dood en hy red nog steeds. Ons moet die hoop van redding verkondig. Die bloedevangelie is die enigste hoop, vriende. Ons mag nie langer swyf nie. Die duiwel ry God se werk in die wiele deur vrees onder mense te bring en onder God se kinders te saai. En so hou hy siele uit die hemel uit. Mense is soekende, mense is in vrees. Mense word verlei. Maar Christus het gesê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Moet jou nie bekommer oor môre nie, vriende. Christus wil vandag mense red. Ongelukkig het die tyd my ingehaal. Dit is so jammer dat ek met die video so kort hou, sodat ek vir mense, anders kon ek vir jou baie meer vertel het. Ek wil net afsluit vir jou sê dat God sorg vir die wat op hom vertrou. God sorg vir die wat hom aangeneem het. Net hulle wat Jesus aangeneem is, die bloedgewasse, wedergebore kinders van God, gaan eendag hemel toe. Daarom, werp jou bekommers op hom, deur jou hele lewe aan hom te gee. Moet jou nie bekommer nie, vertrou hom soos 'n kind 'n vader vertrou. Dit wil sê kinderlik, hou op om alles te probeer uitpleis met jou verstand, glo en weet God is die God wat die onmoontlike kan doen en dat vir jou sal sorg. Vriende, Jesus het gesê ons moet nie vrees nie. Ons moet nie vrees wat die liggaam doodmaak nie, maar eerder om vrees wat ook die siel en die hel kan werp. Ons bekommers moes eerder wees oor die plek waar ons en ons medemense siele in die ewigheid gaan deurbring, nie oor die tydelike dinge nie. God sal sorg vir die tydelike en vir die ewige. Maar kom, ons moet tot bekering kom. Onthou wat sê Spreuke 12:21, geen enkele onheil tref die regverdige nie, maar die goddelose is vol ongeluk. Jesus is ons God. Hy is ons vriend, hy is ons verlosser. Kom ons vertrou op hom, kom ons gee ons lewe aan hom. Mag die Here u seën, u bewaar, vriende. Wandel in vrede, wandel in die lig. Los jou bekommernisse aan die voet van die Here. Vertrou vir hom. En wees jy ook 'n instrument in die hand van die Here, as jy op die plek is waar die Here jou wil hê, om ook ander mense van Jesus te vertel. God seën u, God draai deur, geniet u naweek.
Othio praat weer môre met julle as dit Jesus wil is. Amen. Vader, seën ons, seën elke woord, seën hierdie woord en laat die Heilige Gees die naprediker daarvan wees. Heilige Gees van God, oorreed U die mense om oor te gee aan Jesus en die wat teruggeval het om terug te keer. Tel ons almal op en dra vir ons deur. Versorg ons en help vir ons om ons oop Jesus te hou. Dit bid en vra in Jesus naam. Amen. Lekker dag vir julle. Lekker dag vir julle man. God seën julle.